Kan ek maar vanoggend vra, het Heilige Gees jou hart? Want dis dieselfde Gees wat hom uit die dode opgewek het, wat in jou is, om wat te doen? Om jou liggaam lewend te maak. Dis nie jou medikasie nie. Dis die Gees van God, van die begin af. As ek die gawes vat, en ek vat alles wat Heilige Gees kom doen het, om ons te lei in die hele waarheid, was dit vir een doel, om die tempel, die enigste tempel wat God het, 'n vleesliggaam, met die naam van Dirk, te restoreer, so te restoreer en te voorkom, dat daardie tempel, daardie liggaam moet vergaan. En dit is die evangelie. Hy het ons kom red van die dood. Sê, wie sit my die waier af? Ek hoor, ek tel hom op. Asseblief. Of Dirk, ekskuus, ek is so gewoon vir Xavier als vra. Daar sê hy. Hy het ons kom red van die dood, mense. So vergewe vir my vanoggend as ek so bietjie, ek en Heilige Gees so bietjie broos is vanmôre. Vandag is deel 4 van ons reeks. Ons gaan vandag kyk na jou identiteit as mede-erfgenaam van Christus. Ons gaan vandag bietjie kyk na dit. Jy is mede-erfgenaam. Jou identiteit. Wat beteken identiteit? Identiteit beteken absolute gelykheid. Volkome ooreenstemming. As jy die een gesien het, het jy die ander een gesien. Dis hoekom soos wat hy is, soos jy in hierdie wêreld. En ons identiteit lê in daarin, ons is mede. Ons is mede-erfgename. Mede-erfgenaam. Met ander woorde, dit wat Christus geërf het. Dit wat Christus geërf het. Dit wat Christus geërf het, is dit wat jy geërf het. En hier is die kruks van dit. Jy kan nie doodgaan om jou erfenis te erf nie. 'n testamentmaker moes doodgaan. 'n testamentmaker moes doodgaan. Toe jou testamentmaker Jesus Christus op die kruis uitroep, toe jou testamentmaker op die kruis uitroep, dit is volbring. Dit is volbring. Raai wat? Toe is alles vir jou geldig. Jy moet nêrens heen gaan vir dit nie. Jy moet nie doodgaan vir dit nie. As jy doodgaan vir dit, verloor jy jou erfenis, want jy verloor die tempel. Wat is die tempel? Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel is van God? Kyk, die tabernakel van God is nou by die mens. En hy sal by die mens woon. Dis nie jy wat moet doodgaan om by hom te wees nie. Dis hy wat dit volbring het as testamentmaker om vir altyd en vir ewig by jou te wees. En vandag moet ons kyk na dit. Halleluja. 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 As mede-erfgenaam van Christus is jou grootste sleutel of toegang tot 'n lewe van geestelike autoriteit en vrede
jou identiteit in hom. Dis jou sleutel, dis jou toegang. Met ander woorde, jy moet net kom uitvind wie jy is al. Jy moet net kom uitvind wie jy is. Dis al, want jy's klaar mede-erfgenaam, deur sy dood is dit volbring, jy's klaar in dit, jy's klaar in jou erfenis. Jy's klaar in jou erfenis. Hierdie sleutel, jou identiteit ontsluit jou toegang tot God. Sy genade, wysheid, beloftes, sodat jy nie soos 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde seun kan lewe. Dink 'n bietjie daaraan. Sê vir my, in God as erfgenaam, ons het God geërf, jy het God geërf as gees, is daar tekort in God? Waar moet hierdie tekort geopenbaar word as sigbaar? In 'n liggaam, as sigbaar. Wie se liggaam? Die mede-erfgenaam. Wie is die mede-erfgenaam? Daarom, sê Johannes 12:24, as die koringkorrel nie in die grond geval en sterf het nie, sou dit alleen gewees het, maar toe het in die grond val en sterf, is daar nou baie vrug. Daar's nou baie. Halleluja! Hier sit vanoggend baie. Ons het God geërf. Ons lyk soos Christus lyk. Luister mooi, ons lyk nie soos Jesus lyk nie. Ons lyk soos Christus lyk. Ons het dieselfde pad gekom as Jesus. En vandag moet ek gou vir julle dit wys. En dit is so groot. Kyk wat sê Romeine 1. Mag dit val vanoggend. Dis so groot. Romeine 1. Vers 1. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte. Luister mooi, vers 3. Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. Met ander woorde, sy seun was gebore, kom ons skryf hierso, na die vlees. Uit die geslag van Dawid. Uit die geslag van 'n stamboom. Ek gaan myself gebruik. Aangaande sy seun Rudy, gebore na die vlees, uit die geslag van die Rose. Aangaande Chris de Koker, die seun van God as mede-erfgenaam, as jy hom gesien het, het jy vir Christus gesien, as jy vir Christus gesien het, gebore na die vlees, uit die geslag, uit die stamboom van die de Kokers, wat hy gekom het, en kon volbring het, as afgehandel, dis nou geldig wat jy nou gaan hoor, en 3 dae later, as opgewek, kom skryf maar hierso, as opgewek, hoor nou mooi, as opgewek, na die gees van heiligheid, met krag verklaar is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus, onze Christus. Met ander woorde, jy moet dit sien, Jesus, die seun van God, na die vlees, uit die stamboom van Dawid, wat hy kon volbring het om jou op die aarde te kry, maar met die opstanding, as die krag, in krag, verklaar, as seun, mede-erfgenaam, deur die opstanding, jy is nou seun van God, deur die gees van heiligheid. Met ander woorde, dieselfde gees, wat hom, as die seun van God, opgewek het uit die dode, om te volbring, om te kom volbring, dit wat in die vlees is, sodat ons kan openbaar, die ware, is verklaar, die gees van God verklaar vanoggend,
Die Gees van God verklaar vanoggend met krag. Met krag. Watter krag? Opstandingskrag. Richard is die seun van God. Kyk wat sê Titus 3. Kyk wat sê Titus 3. Jy het begin wonder hierdie week, is ek in Heilige Gees net doenig. Net besig. Titus 3, vers 4. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het, jy het niks daarmee te doen nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte, kom dit, en die vernuwing deur die Heilige Gees. Wat beteken die vernuwing van die Heilige Gees? Dit beteken die Gees van die heiligheid het met krag verklaar, Magdal, Fani, 'n seun van God deur die opstanding. Kyk wat sê Romeine 8 nou oor dit. Sê vir my, wie gaan ons glo? Gaan ons die Heilige Gees glo? Gaan wonder, Jesus sê, ek sal die Vader bid om vir julle die trooster te stuur, om julle nou te lei in die hele waarheid. Al wat hy kom doen het, hy het net kom openbaar wie jy is. Hy het net kom openbaar wie jy is. Dit nou mense, vir my is hierdie goed radikaal. Ek kan nie getuig wat Woensdag gebeur het nie, ek los dit vir ander mense om te getuig. Want God is besorg oor sy tempel. Wat is God se tempel? 'n Vleesliggaam. Want as jy moet doodgaan om dan jou erfenis in te stap, of om jou kroon te ontvang, het jy dit verloor. Daarom het jou testamentmaker Jesus Christus doodgegaan, dit volbring, dit geldig verklaar, en die Gees van die heiligheid bekragtig dit vanoggend as die opstandingskrag in jou, dieselfde Gees. Jy is seun van God. Halleluja, wat wil jy meer hê? Dit is sulke goed maak vir my wild. Kyk wat sê Romeine 8. Romeine 8:14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is seuns van God. Jy sien ding nou. Almal wat deur die Gees gelei word, is seuns van God. Dis die vraag, hoe word jy deur die Gees gelei, en hoe word jy deur die vlees gelei? Wie wil weet? Om deur die Gees gelei te word, is om oortuig te wees van jou identiteit as mede-erfgenaam van Christus. Omdat ek weet wie ek is, omdat ek staan vir wat ek staan, en die Gees in krag dit verklaar, is dit my identiteit. Dit beteken ek word deur die Gees gelei. Maar as ek sê, ag, wat ons rose, ons is maar net vlees en bloed, dis alles uit die wil van 'n man, ek is maar net 'n ou sondaar, hy weet jy, dis vir eendag hierna, word jy deur die vlees gelei. Want om deur die vlees gelei te word, is om dood bewus te wees. Mense, ek amper sê ek 'n woord. Amper sê ek 'n woord. Mag tot 'n waar ding vanoggend gesê, ek het dit besef weer eens, God steek ons weg. Want die kerk sal ons nie kan hanteer nie. Hulle regverdig. Hulle regverdig. Skryf hierdie kruite beter, dis nuwe kruite. Hulle regverdig die dood. Ek gaan nou vir jou wys.
So om deur die Gees gelei te word is om jou identiteit uit te leef as sleutel, as toegang, met krag verklaar deur die Gees van heiligheid, as opgewek, die opstanding, hy die hoof, jy die liggaam. Hier staan die Seun van God. Dit beteken, ek word deur die Gees gelei. Met ander woorde, dis of jou vyfsintig denke, of dis die Christus denke wie jy is. Dit is vir my verskriklik. Ek kan nie my hart uitstort vanoggend hierdie. Ek wens ek kan die woorde gebruik wat ek wil gebruik, maar ek kan dit nie gebruik nie, want die Heilige Gees gaan my nie toelaat om dit te gebruik nie. Want as ek dit gebruik, gaan jy in die vlees wees. Met ander woorde, as jy in jou vyfsintig denke leef, wêreld so goed, omstandighede, situasies, wat jy na die vlees gelei. As jy weet wie jy is vanoggend, op grond van wie en wat hy jou verklaar het, sê in krag. Ek het in die week gesê, ek sê, Vader, laat hierdie krag in en deur my geopenbaar word. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld van in die vlees, hoe hulle doodbewus en die dood regverdig. Kyk gou wat sê Prediker 3. Kyk gou wat sê Prediker 3. Prediker 3 vers 1, ek gaan eers 'n slukkie koffie vat, smaak my, ek is nou rustig. Prediker 3 vers 1 sê, alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Hulle gaan nou die dood regverdig. Kom ek wys jou hoe dink hulle in die vlees. Hoe word jy na die vlees gelei? Hulle gaan sê, Rudy, daar's 'n tyd om gebore te word, Rudy. Daar's 'n tyd om te sterwe. Rudy, daar's 'n tyd om te plant, 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n tyd om dood te maak, 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te ween, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te weeklag, en 'n tyd om van vreugde rond te spring. Rudy, daar staan, daar's 'n tyd om gebore te word, Rudy. Daar's 'n tyd om dood te gaan. Sê na die vlees. Sê uit die wil van 'n man. Sê vlees en bloed. Sê maar. Dit alles is in tyd. Daar's 'n tyd. Sê maar, met die volheid van tyd. Toe is dit nie meer in tyd nie. Toe is dit alles uit ewigheid. Die ware. En nou verklaar die Gees in krag. Jy's nie meer in tyd nie. Jy's uit ewigheid. Jy's in ewigheid. Jy's mede-erfgenaam met krag. Rudy Roos, Seun van God, mede-erfgenaam, die Christus. Kyk wat sê Efesiërs 1. Kyk wat sê Efesiërs 1. Efesiërs 1. Dit is dit die goeie nuus nie. Is dit die groot nuus nie. Daarom sê Efesiërs 1 vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van tye te reël. Met ander woorde, om alles nou te administreer, als gereed te kry, want die testament gaan geldig verklaar word in Christus. Hy gaan dit volbring as die volheid van tyd, alles in Christus, so die Gees van heiligheid met krag kan verklaar, Fani, as mede-erfgenaam,
in sy erfenis, seun van God. Want daar is net een seun. Hy die hoof, die denke, bewustheid, Christus denke, ek en jy die openbaarmaking as die sigbaar word in die erfenis. Hier is die erfenis. Dis nie in die hemel nie, dis in jou liggaam. Net of vir my te sê, dis in my liggaam, maak dat ek wil hardloop of iets net wil breek, 'n rykstuk inslaan net om uiting te gee. En hoe ek voel hier binne my. Sorry Chris, ek sal dit doen nie. Sy vrou het nou geskrik, ou Roos het nou geskrik. Kyk wat sê vers 11. In hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, sê mede-erfgenaam. Nadat ons van tevore daartoe verordeneer, hy het dit voor die tyd reeds besluit, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. 'n Wil, wat is 'n wil? 'n Testament. Sodat ons kan wees. Dis al. Al wat God wil hê vanoggend is, sodat jy net kan wees. Jou identiteit as jou toegang. Halleluja, is dit nie mooi nie? Is dit nie groot nie? Is dit nie mooi nie? Met ander woorde, om deur die vlees gelei te word, om die wil van 'n man of uit vlees en bloed te wees, beteken, jy kan na hulle geluister, hulle wil altyd die dood regverdig. Altyd. Totdat die dokter 'n verklaring maak, jou tyd is min. Raai wie bel hulle dan? Hoekom wil 'n mens dan nie doodgaan nie? Want die erfenis in jou roep uit met krag. En wat dit uitroep is lewe. Nie enige lewe nie. Ons gaan nou uitvind. Kyk wat sê Romeine 8. Ontvang julle iets. Gee julle boldness vanoggend. Maak ek julle lewendig vanoggend. Prys die Here, die Gees maak julle lewendig vanoggend. Tot Marina smile vanoggend. Die Gees maak ons lewendig. Ek praat nie eens van Joycelyn nie. Kyk wat sê Romeine 8. Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Skryf in hakies, jou identiteit sal dit bepaal. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Hoor wat sê vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hoekom is in die vlees vyandskap met God? Want jy staan in vyandskap met die tempel van God, en jou bewuste identiteit as 'n vleesmens is besig om die tempel, die woning, die huis, dit wat God het en begeer as rusplek, woning vir ewig, te vernietig. Jy doen dit. Dis hoekom dit in vyandskap is. Met ander woorde, vir die liggaam om siek te word, is in vyandskap met God, daarom deur sy wonde is jy genees. Met ander woorde, om Piet te begrawe en sê, God het hom kom haal, is in vyandskap met God, want God en oom Piet as mede-erfgenaam, het die erfenis 'n vleesliggaam verloor, as vergaan. Jette, dis radikaal vanmôre vir my, maar dis so lekker. Dis my lewe. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na, ek gaan 'n spasietjie los, hoe lyk ons as mede-erfgenaam? Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1. Kom ons maak 'n punt nommer 1. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Met ander woorde, jy was alreeds mede-erfgenaam in hom van ewigheid af. Met ander woorde, ek en hy as die Christus, as mede, was al van ewigheid af mede. As voor die grondlegging van die wêreld in hom. Dink 'n bietjie.
Dink 'n bietjie. Nog enetjie, kyk wat sê Romeine 6. Kyk wat sê Romeine 6. Romeine 6 vers 6, aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is. Met ander woorde, punt nommer 2, die ou mens, die vleesmens is saam gekruisig. Met ander woorde, hierdie mens is tot niet. Hy het sy dood hier gedood. So ons is so mede-erfgename, ons was van ewigheid af al saam, een in Christus. Ons is so mede-erfgename, ons was as een saam gekruisig. Hoekom moes hy die dood hier kom dood? Want God kan nie lieg nie. Want die wet het sonde krag gegee en die loon van sonde was die dood. Dis hoekom, luister mooi, dis hoekom hy nie die wet ontbind het nie. Hy die wet kom volbring. Hoekom moes hy die wet volbring? Hy moes fisies mens word, hy moes fisies sonde word, hy moes fisies die dood wegsterf as die laaste Adam en ons moes as ewigheid met krag verklaar word as opgewek, verheerlik, geen dood, al wat oorbly is nou net lewe. En nou gaan jou identiteit dit bepaal. Word jy deur die Gees gelei of word jy deur die vlees gelei en jy probeer 'n dood wat nie meer daar is nie regverdig. Hoekom gaan die mens dan nog dood? Die mens gaan dood omdat hy dit hoor, omdat hy dit preek, omdat hy dit glo. Die mens gaan nie dood omdat hy moet doodgaan nie, die mens gaan dood omdat hy denke, hy moet doodgaan. Met ander woorde, mede-erfgenaam van ewigheid af, saam gekruisig. Nommer 3. Kyk wat sê Efesiërs 2. Nommer 3. Kyk wat sê nommer 3. Efesiërs 2. Vers 5 sê, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus. Saam lewend. Sê vir my, hoe lewend is hy? Ek vra, hoe lewend is Christus? Kan hy doodgaan? Nou, as jy saam met hom lewend gemaak het as mede-erfgenaam, hoe lewend is jy vanoggend? Here, jy moet help. Hoe lewend is jy vanoggend, my vriend? Daarom sê Romeine 8 vers 11, dieselfde Gees wat hom opgewek het, is in jou om wat te doen, om seker te maak. Jy bly lewend. Hoe gaan jy lewend bly? Om deur die Gees gelei te word, sy identiteit, jou toegang, omdat jy weet soos wat jy weet, want hy selfde Gees van heiligheid het met krag verklaar deur die opstanding. Jy is die seun van God as mede. In Korintiërs 6:17 sê, wie die Here aanhang, aanhang, is een Gees. Sê as dit een Gees. Sê as jy my gesien het jy hom gesien. Sy lewe is my lewe is sy lewe. Is dit nie mooi nie? Kyk wat sê nommer 4. Efesiërs 2 vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Saam laat sit. Met ander woorde, ons is saam opgewek. Wat beteken gaan sit? Om te sit. Dit beteken ek geniet my oorwinning as 'n plek van rus. En my identiteit bepaal dit. As almal verboureerd raak vir enige nonsens, dan wonder ek, wat gaan met hulle aan? Ek kan nie glo dat mense deur sulke strooi rondgeslinger word nie. Jammer as ek net Rudy is as die seun van God verklaar met krag deur die Gees van heiligheid. Kyk wat sê nommer 5, ons gaan hier aan. Nommer 5. Efesiërs 4 vers 4. Efesiërs 4 vers 4 sê,
Dis net een liggaam, o gats. Met ander woorde, ons is een liggaam. So jy kan vanoggend besluit, is dit die liggaam van 'n mens, of is dit die liggaam van 'n Godseun? Jy kan besluit. Jy kan besluit vanoggend, gaan jy probeer regverdig, jy's griep, jy's siek, of gaan jy sit, jou oorwinning geniet, as mede saam. Jy kan besluit. Daarom gaan hy jou in die hele waarheid lei. Is dit nie mooi nie? Yes, ek sê julle, ek is van vooraf verlief op hierdie wonderlike Heilige Gees. Kyk wat sê hy verder. Vers 5 sê, dis een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, oor almal, deur almal en in almal. Met ander woorde, ek en hy as mede-erfgenaam. Ek en hy as mede-erfgenaam. Ons het een Vader. Met ander woorde, ek soek jou aandag. Met ander woorde, as Christus sê Vader, en ek sê Vader, gaan God nie weet wat die een het gesê Vader nie, want dit is dieselfde Vader. Dink 'n bietjie. Hy gaan nie weet wie het nou gesê, wie het hom geroep, wie het met hom gepraat, wie het met hom gekommunikeer, wie het met hom gefellowship nie. Wie is dit nou wie? Wie is nou wie? Sê hy, dis een. En my identiteit verklaar dit, my identiteit verklaar dit. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 18. Efesiërs 4 vers 18. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hart, sê hierdie vleesmens wat die dood regverdig. Met ander woorde, wie se lewe is dit? Met ander woorde, as mede is daar net een lewe. Sê gou vir my, een lewe. Een lewe, een lewe. Kan ek maar vra, wie se lewe? God se lewe. Daarom sê Romeine 8:17, jy's erfgenaam, jy het God geërf, jy het God se lewe geërf, as mede, die Christus opgewek, verheerlik, sigbaar, onverganklik, verheerlik, God in vlees. God se droom het waar geword. So hierdie is nie jou lewe nie. Dis 'n grootte. Ek en jy, as mede-erfgenaam, ons lewe, God se lewe. Kan God siek word? Kan God doodgaan? Kan God moedeloos raak? Kan God tou opgooi? En jou identiteit, deur die Gees van heiligheid met krag verklaar as opgewek, het dit bevestig. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie, julle? Ek lewe God se lewe. Ek het hom geërf. En as mede, om hom te openbaar, sigbaar, verheerlik, opgewek. Dis hoekom hy sê in Lukas 24, hy sê, kom vat na my. Hy sê, kom vat na my. Hy sê, ek is nie 'n gees nie. Hey Boeta, hey Sissa, as jy wil gaan, moet jy terugkeer na gees. Hy sê, ek is vlees en been, kom vat na my. Kom vat na my. As mede. Ek sê vanoggend vir julle, kom vat na my. Kom vat aan die Christus as mede. Sê wie, wat is so stil daar in die moederskamer? Kyk wat sê 2 Korintiërs 5. Sê daarom. 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand nou in Christus is, sê dis 'n bewustheid, sê dis 'n realiteit, dis 'n ontdekkingsidentiteit, as hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword, alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en is die bediening van versoening gegee. Met ander woorde, alles het nuut geword, hierdie goed is weg. Met ander woorde, hierdie goed is weg, my vriend. As God na jou kyk, 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 al wat hy sien en al wat hy hoor, as God na jou kyk, al wat God sien en al wat God hoor, daarom kyk gou wat sê Johannes 20, ek is amper klaar,
Ek is amper klaar. Kan julle dit glo? Kyk wat gebeur, kyk wat is die probleem. Sê ons gaan nou hoor wat is 'n probleem vandag. Johannes 20, vers 14. En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus as opgewek. Die Christus as opgewek staan. En sy het nie geweet dat dit hy was nie. Ek soek jou aandag. Tot vandag toe weet die kerk nie dat die Christus as mede-erfgenaam wandel op die aarde, wandel tussen hulle, en hulle kan hom nie herken, want hulle weet nie wie hy is nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was. Kan jy dit glo? En antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, is die openbaring. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Met ander woorde, toe sy haar omdraai, toe herken sy hom. Nou baie interessant, sê saam met my, jy moet jou omdraai. Dit beteken die ommekeer van 'n bewustheid, dit beteken die opstanding. Opstanding beteken die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opstanding beteken die ontdekking van die ware jy. Opstanding beteken die ommekeer van 'n bewustheid as die Christus denke, jy kan nie meer dink soos 'n vleesmensie, draai om en sien wie jy is en geniet jou erfeniskap. Kom ons gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. Nou baie belangrik. Jy moet nie nou 'n beter mens word nie. Kom, ons probeer ons sy ou mens fix. Ons probeer ons vir Richard fix. Jy kan nie 'n beter mens word nie. Nee, jy is 'n nuwe mens. 'n Nuwe wese. 'n goddelike wese. Jy is die verlengstuk as sigbaar uit die onsigbare ewigheid. Ek het nou amper bly geraak, die preek is laat, dus sien ek nie eens die deel 2. Dan kyk wat sê Johannes 14. Toe Chanel wragtig vir my deel 2 getik, geprint ook. Ontvang julle ietsie. So wie se lewe is dit hierdie? God se lewe, God se begeerte, God se droom. In 'n vleesliggaam, 'n tempel, 'n huis, 'n woning as mede. Is dit nie mooi nie, mense? Is dit nie fantasties nie? Johannes 14:20 sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Kyk gou vir my. As hy in die Vader is in hom, en hy wat in die Vader in hom is, en hy is in my. Wat is als in my? En as ek mede is, as ons een is, ons is saam van ewigheid, saam gekruisig, saam opgewek, saam laat sit, saam een lewe, daar sit een liggaam. Sê vir my, wie praat dan? As ek praat, wie het gepraat? As God praat, wie dan gepraat? Ek kan net 'n preek maak op sy eie hierdie ene. Daarom, luister mooi, jy's nie gebore op die aarde om te lewe nie. Omdat jy reeds lewe as uit hom, is jy gebore om hom te openbaar op die aarde, is sigbaar in vlees, vir ewig. Kyk wat sê Romeine 6 vers 8. Het julle gehoor wat ek gesê het? Dis 'n groot stelling. Romeine 6 vers 8 sê,
As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dit is ook saam met hom sal lewe. Wie se lewe? God se lewe. Omdat ons weet, dat Christus dat hy opgewek is en die dode nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. So as jy dit weet, en jy's mede, en dis net een, dan heers die dood oor jou ook nie meer nie, en jy's ook nie die een wat hoef te sterwe nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir sonde eens en vir altyd gesterwe. Met ander woorde, hy die dood namens ons vir ons kom dood, sodat ons kan leef vir God, as God se lewe. So moet julle reken, bewus wees, oortuig, identiteit, dat julle dood is vir die dood, maar lewend is vir God in Christus, as opgewek, verheerlik, met krag verklaar, dis die seun van God. Dan sê vers 13b, as mense, wat uit die dode lewend geword het. Daarom, jy word nie gebore met 'n eindbestemming nie. Hier is 'n groote. Die mense se eindbestemming is mos hemel. Het jy geweet, jy sê, Here, die dag toe jy sê, toe God jou begin, die dag toe jy, kan ek sien dit in my geestesoog. Die dag toe jy sê, en hy dokter gryp jou so in jou hakskeen en lig jou op, slaat jou 2 boutjies, toe slaat hy jou erfeniskap, waarin jy God geërf het, 'n vlees liggaam, wat moet opgroei in waarheid. Nou moet ek inhou. Nou moet ek inhou. Daarom kan jy nie dink aan hom nie. Jy dink as hy. Jy praat nie van hom nie. Jy praat as hy. Jy kyk nie na hom nie. Jy kyk as hy. Jy leef nie soos hy nie. Jy leef as hy. En ek sluit af. Kolossense 3. Kyk wat sê Kolossense 3 nou. Kolossense 3. Vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kyk op die bord, van wanneer af en van waar af is jou lewe al verborge in God? Van ewigheid af. Hoekom? Vers 4, sodat wanneer is Christus jou lewe? Wanneer? Sy identiteit. Sê jy moet dit net kan sien, jy moet net wees. Wanneer Christus wat jou lewe is geopenbaar word jy as hy, saam met hom, as hy mede in heerlikheid geopenbaar. So, wie moet Christus openbaar? Hy of jy? Jy. Want jy is die liggaam, maar hy die bewustheid as die liggaam. Jy die liggaam as die bewustheid, een. Daarom, en ek sluit af, Galasiërs 6. Galasiërs 6. Dankie my papa. Dankie my vader. Wie wil in die krag beweeg nou? Ek praat nie van om te val onder die geet. Ek praat van dit wat die kerk in sy lewe nog nooit beleef het nie. Ek gaan vir jou wys hoe. Ek gaan nou vir jou wys hoe beweeg jy in hierdie krag. Galasiërs 6:15, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, die Jode, die mense in die vlees, uit die wil van 'n man, of die onbesnydenheid, die heidene, wat op die kruis ingekom het, enige krag. Ek kan net so wil sê, want in Christus Jesus het nog die wet, nog die genade, enige krag, maar 'n nuwe skepsel. So waar is hierdie krag? In jou identiteit as niet. Ek staan nie. Ek staan nie. Halleluja. En ek is eerlik by julle, ek beleef dit, ek ervaar dit, die waar ek staan. So die krag met verklaring is jou identiteit, hierdie nuwe mens, mede
Besef jy hoeveel krag het jou woorde? Hoeveel krag het jou bewustheid? Ek vra, besef jy dit? Kom ons staan. Ek gaan net doen wat ek voel om te doen. Ek gaan net my hande uitsteek. En ek gaan net sê ontvang hierdie krag, ontvang hierdie manifestasie. Ek gaan dit. As jy na hierdie video kyk, ontvang dit, my vriende en my vriendin, dan gaan dit. Ons is die teenwoordigheid. Dan gaan dit nog 'n keer, dan gebeur dit nog 'n keer. Ek gaan net iets manifesteer in die gees. Is julle gereed? Dan gaan dit. Dan gaan mense, dan gaan dit. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Dankie my Vader. Dankie my Vader. Dankie my Vader. Dankie my Vader. Jy die Gees van heiligheid in krag verklaar as die Seun van God. Amen.